Welkom by die Business Blitsbrief. Vandag is Woensdag 14 Mei 2025. In ons plaaslike nuus, president Cyril Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die Nampo Landbou Expo afgelê. Daar het hy boere geprys wat daartoe verbind is om in Suid-Afrika te bly, terwyl hy die Afrikaner vlugtelinge wat na die FSA geïmmigreer het, kritiseer en het hulle lafaards genoem. Die boere wat teenwoordig was, het die president aangespoor om landelike veiligheid en infrastruktuur te prioritiseer. Eskom het 'n fase 2 beurtkrag aangekondig wat van gister 4:00 namiddag tot en met 10:00 in die aand op donderdag sal aangaan, met verwysing na vertragings en die terugbesorging van 3120 megawatt uit instandhouding en 'n bykomende 1385 megawatt wat weens onbeplande onderbrekings verlore gegaan het. Ten spyte van hierdie uitdagings, merk Eskom verbeterende stelselsterkte op in vergelyking met vorige winters. Stats SA se jongste data toon dat die amptelike werkloosheidssyfer in die eerste kwartaal tot 32,9% gestyg het, met meer as 8 miljoen Suid-Afrikaners wat nou werkloos is. Die Oos-Kaap en Noordwes is nader aan 'n kantelpunt, waar meer as 50% van volwassenes werkloos is. Ekonome het gewaarsku teen 'n werkloosheidsbloedbad en 'n dringende behoefte aan hervorming. Suid-Afrikaanse parlementslede eis die uitlewering en heropsluiting van Janus Wallis, die veroordeelde sluipmoordenaar van anti-apartheidsleier Chris Hani. Hulle voer aan dat Wallis paroolvoorwaardes en Suid-Afrikaanse wette oorgetree het deur geen berou te toon aan sy vrylating en deportasie na Poland in Desember verlede jaar nie. Die korrektiewe dienstekomitee voer aan dat sy gebrek aan berou 'n oortreding is wat sy terugkeer regverdig om die res van sy vonnis uit te dien. Die ekonomiese vryheidsvegters doen 'n beroep op aanklagte van hoogverraad teen die amptenare van binnelandse sake wat betrokke is by die uitreiking van bedrieglike ID's en visums en voer aan dat hierdie optrede nasionale veiligheid bedreig. Meer as 800 sake is ondersoek met 427 amptenare wat met wanbedrag geïmpliseer is. Die Proteas het al groep van 15 spelers vir volgende maand se wêreldstoetskampioenskap eindstryd teen Australië by Lords aangewys. Die snelaanval bestaan uit 6 vinnige kolwers, gelei deur Kagiso Rabada en Marco Jansen, met Lungi Ngidi en Dane Patterson ook ingesluit. Themba Bavuma sal die span aanvoer met Ryan Rickleton en Aiden Makram wat die kolwerk begin. In sake nuus, Mike Miller, uitvoerende hoof van Mantengu Mining, het die omstrede sakeman Zunaid Motti en voormalige maatskappy-insider van aandele manipulasie beskuldig en beweer dat 'n doelbewuste skema amper aandeelhouerswaarde vernietig het. Miller sê die JSE het versuim om op te tree ten spyte van herhaalde waarskuwings en het die saak aan die Hawks oorhandig. Kyk na die volledige onderhoud met Alec Hawk op BizNews TV. Beleggeraanvraag na Suid-Afrikaanse staatseffekte het meer as verdubbel tydens hierdie week se veiling, gedryf deur verbeterde wêreldwye risiko-uptyd en na aanleiding van positiewe ontwikkelinge in die handelsbetrekking tussen die VSA en China. Hierdie toename dui op hernuide vertroue in ontleikende marke soos Suid-Afrika. As gevolg van ernstige veiligheidsgebreke is groot voertuigherroepings in Suid-Afrika aangekondig vir modelle soos Jeep, Chrysler, Citroen, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen en Volvo. Eienaars word versoek om onmiddellik met handelaars te skakel vir herstelwerk om potensiële beserings of brandgevare te vermy. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het 'n rekordwapenooreenkoms van $142 miljard met Saudi-Arabië onderteken tydens sy besoek in Riyadh, wat die grootste wapenverkoping in die Amerikaanse geskiedenis aandui. Die ooreenkoms deel van breër beleggings van altesaam $600 miljard dui op die verdiepende militêre en ekonomiese bande tussen die twee lande. Dit is dit vir vandag se blitsbrief. Skakel môre weer in vir 'n kragtige oorsig van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus, vinnig en feitelik.